wagter toe God in hom verskyn op die berg Horeb. Is steen met die brandende doringbos wat nie wou uitbrand, het sy aandag getrek. Toe die Here sien dat hy nader kom, roep hy Moses uit die doringbos. God sê moenie nader kom, trek uit jou skoene, jy staan op heilige grond. Ek sê God, die Here God, God van Abraham, Isaac, Hallo my liewe mens, Ben Loubser en Francis en Jesus en jy in 'n brandende braambos en hier staan so mooi geel lig wat brand en ek wens ek kan hom hier vashou dat jy kan sien, maar ek wil 'n rooi lig insit dat jy die vlamme kan sien. Ons is by die braambos en jy moet my verskoon om hierdie woord wat ek opneem te kan stuur is baie moeilik en ek weet nog nie regtig hoe nie, en as jy weet van 'n manier om 'n groot leer klein te stuur sonder dat hy iets verkeerd gaan, laat weet my asseblief. My liewe mens, ek wil hê jy moet hierdie vraag kan antwoord. As Jesus sou vra, waar lê jou en my hart en vertroue? Ek glo ons is in 'n tyd in ons lewe wat ons vertroue nie meer in God is nie. Ons vertroue is nie daadwerklik regtig in God en die woord en vertrou Jesus en die woord nie meer regtig nie. Nou wil ek vir jou lees Psalm 1. Ek my bril opsit want ek kan nie sien nie. Psalm 73. Ek gaan net so vers 1 lees, 2 en 4 en so 25 en 28. Ek wil hier met Psalm 73 gaan lees, maar ek wil jou vertel wat staan hier en dan sê jy vir jouself en jy WhatsApp my, jy sê, Jenne, dit was nogal op my gemik. Ek het nogal gedink die Here praat uit sy woord uit met my vanmiddag, of kom ons los liewester my vrou en my kinders uit en my bure, God praat nou met my en jou. Waarlik, God is goed vir Israel. Ons het 'n gesegde van God is good all the time and all the time God is good. So God is goed, klaar. Maar vir die wat rein van hart is. God is goed vir die wat rein van hart is. En dan gaan ek nou so vinnig net shorthand lees, soos die Engelsman sê. My voete het amper gestruikel en my voetstappe het byna gegly. Want ek is afgunstig op die onsinniges toe ek die voorspoed van die goddelose mens sien. Daar is geen kwellings by hulle nie. Hulle is gesond en vet. Maar dit was moeite in my oë. Is ek en jy nie skuldig nie? Hoekom gaan dit so goed met daai ou? Hy's meer dronk as wat hy regop is. Hy's nooit in die kerk nie. Hy vloek en skree en dit gaan so goed met hom. Kyk, hy skatryk. Dis moeite in my oë. Vers 17. Ek het die heiligdom van God ingegaan en op hulle einde gelet. Jy sien, nou dink die psalmdigter so bietjie, laat ek net kyk wat word van hulle. Dit gaan so goed met hulle en ek kry swaar. Ek is 'n kind van God en ek kry swaar. Nou sê hy, maar ek het so bietjie na hulle einde gelet. En hy besef, ek was dom. Ek het niks geweet nie. U het my regterhand. Ek wil liewester in
in die hand van God wees, met al my gesukkel en al my tekortkominge, as wat ek in weelde wil leef, met baie geld buiten God. Wie het ek buiten U? Wie het ek en jy buiten God? Jy kan al die geld onder die son hê, ek haal die bril af want hy weer kaats op die kamera, en dan kan ek nie myself weer sien nie. Wie het ek en jy buiten God? Buiten U begeer ek niks op die aarde nie. Ek is nou amper 70 en ek kom agter dat niks van hierdie mooi goed om my nie. As jy na my agtergrond kyk en in hierdie spieël die ander kant van my vertrek kyk, dan besef ek, maar hierdie goed het eintlik geen waarde nie. Daar was 'n tyd wat ek baie geld vir dit betaal het. Dit was vir my baie waardevol. Maar toe het ek soos die psalmdigter begin kyk en gesien, maar buite God is daar niks. Toe ek die hartaanval het, ek lê daar in ICU en is net masjiene wat vir my asemhaal, 'n masjiene wat my hart laat klop, 'n masjiene en alarmpies en bloed en spyn en seer en moeilik. Toe besef ek, daar's niks buiten God nie. Al het ek al die geld onder die son, al het ek al die aansien onder die son, ek was afgesny van alles af. Ek het net myself, my God en my gesin gehad, maar my gesin het daar gestaan met rooi gehuilde oë, want die dokter het gesê, groet hom, hy gaan nie môreoggend nog hier wees nie. En dit was 'n dramatiese tyd in ons lewe, en ek het besef, ek het God nodig. Ek moet ophou let op wat die wêreld my kan bied, ek moet ophou let op wat die wêreld my kan gee, of wat die mense om my het, en lyk of het geniet. En as jy gaan kyk na ryk, skatryk mense, ek praat nie van ouens wat dink hulle is ryk nie, ouens wat eilande koop in goedkoop karre van 4 tot 5 miljoen pond, en jy sien wat se geluk het hulle het geen geluk nie. As jy hierdie Epstein files gaan kyk van hierdie bose, helse mense, die rykstes in die wêreld, en wat hulle doen, dan vind jy uit, hulle het niks. Hulle is op pad hel toe. Hy sê, God is my rots, en my deel tot in ewigheid. Is God nog my en jou rots? Is hy nog deel van my gesprek? Is hy nog deel van my opstaan en gaan lê? Weet die mense om my dat ek is 'n wedergebore kind van God? Weet hulle ek gaan Sondag na die huis van die Here toe? Weet hulle ek bid vir hulle, ek bid vir myself, ek bid vir genade, ek bid vir hierdie mal mense wat op pad hel toe is. Want kyk, die wat hulle ver van U afhou, vergaan. Hierdie Epstein files is nou 'n groot ding van hierdie ou, en hy het al die ryk mense en die presidente van Amerika is betrokke, en die rykstes in die wêreld is betrokke, en die koninklikes is betrokke, en hulle het 'n eiland gehad van hel, en hulle het kinders soontoe gevat van babietjies tot tieners, en hulle verkrag en verwoes en vermoor, en hulle het die babietjies wat hier uit hierdie verhoudings gebore is, geëet. Is als goed wat nou aan die lig gebring word, en jy sal op jou rug val as jy die name sien, en ek wil nou nie daarop ingaan nie, want dit is ontstellend. Maar, want kyk, die wat hulle ver van U afhou, hulle is so ver van God af, hulle vergaan. U rooi hulle almal uit wat van U afhoereer. My liewe mens, waar's ek en jy? Waar's ek en jy? Ons gaan terug na, wie vertrou jy regtig? Waar lê jou hart? Lê jou hart by silwer en goud en rykdom en 'n groot huis? Ja, ek het 'n groot huis, dis lekker. Maar
dit is nie my saligheid nie. Dis 'n meelsteen om my nek. My saligheid is my verhouding met 'n lewende God. My manier wat ek met God kan praat. My manier wat ek kan aanbid. My manier wat ek by sy voete kan lê en sê, Here, genade vir my, genade vir my vrou, genade laat ek vandag hier kan wees, hierdie hartaanval wat hulle gesê het 1 uit 1000, laat ek dit gaan oorleef het, vir geen ander rede behalwe om vir u te sê, die tyd is min, daar is nie meer tyd nie, hou op om agter hoerery aan te gaan, agter geld aan te gaan, ja, geld is 'n noodsaaklikheid, en ek voel jammer vir die wat dit nie het nie, en ek het ook nie, maar ek het meer as baie ander, en ek moet dankbaar wees daaroor. En dan sê hy, maar wat my aangaan, wat jou aangaan, dit is vir my goed om naby God te wees. Is dit nog vir jou goed om naby God te wees? In die Here het ek my toevlug gestel, om al u werke te vertel. My liewe mens, wanneer laas het jy die woord van God gevat? Ek het die familiebybel hier by my, die laaste paar dae lê hier waar ek in die ateljee is, noem dit maar 'n ateljee. Wanneer laas het ek en jy die woord gevat? En deur hom geblaai en gesê, die koms van die Here verwek. Nee, Koras deur die Here verwek. Kan nie sien nie. Waar is ek nou? Sagaria. Wanneer laas het jy Johannes die gelykenis van die goeie herde? Ja, ek onthou daar was 'n gelykenis van goeie herde. Paulus voor die regterstoel van die goewerneur Felix. Wanneer laas het ek en jy moeite gedoen om vir die ouens om my te sê, weet jy wat? Wil jy nie saam met die Here dien nie? Wil jy nie saam met my God aanbid nie? Wil jy nie jou aardse lewe ruil? Ons is vasgevang in 'n godsdiensgees. Ons is vasgevang, die kerk is vasgevang in 'n roetine, in goed wat tradisies wat ons oordra aan geslag en geslag. Ons kinders is afgedwaal van God af, want ons hou vas aan tradisies. Ons volg nie God se Heilige Gees deur Jesus Christus, deur die woord, die Bybel nie. Ons het afvallig geword. Party hardloop terug na die Ou Testament toe en bou tempels en kandelare en party hardloop vooruit en dink ons gaan gered word deur rookmasjiene en om cool te wees. En dan tel hulle die koppe. Ek wil liewerster die Here dien saam met 10 kinders wat ernstig die Here dien in armoede, as wat ek die Here wil dien met 'n groot kerk en miljoene mense, en hulle is net daar om ge-entertain. Ek weet nou nie wat se entertain in Engels nie. Om ge-entertain te word. Ons aanbid nie 'n entertain God nie. Ons aanbid 'n regverdige God. En ek wil by jou pleit vandag. Ek wil vir jou vra, in die naam van Jesus Christus, wil jy nie asseblief weer stop waarmee jy besig is en introspeksie neem en sê, Here, is ek nog met die regte goed besig? Ek is 'n predikant, preek ek nog die regte manier? Ek was so hartseer nou die dag toe ek besef my dae van die woord bedien is feitelik verby. Ek is op pensioen geplaas by Jesus' lig. Ja, ek weet dis tyd. Die Here het dit bewys. Hy het dit vir my gesê. Ek is baie bly daaroor. Maar ek sê, Here, hoe lekker sou dit gewees het om nou 30 te wees. Ek sou die wêreld wil omkeer. Nou sukkel ek om te draai in my bed in die aand vanweë my swak toestand. As jy nog kan, en as jy nie kan nie, bid vir hulle wat kan,
om ernstig te raak oor Jesus Christus, om weer bekeer te raak, om die tradisie te los, God se woord in te asem en te weet wat reg en verkeerd is. Kom tot bekering, doen die wil van God, raak ontslae, vlug, hardloop van kerke wat nie met die salwing van die Heilige Gees die woord bedien nie, voorsangers en musikante wat mooi sing en nie praise en worship nie gevul is met die Heilige Gees nie. Hardloop weg en soek God terwyl hy te vind is. Here, dis so ernstig. Ek wens ek het 'n woordeskat gehad, tyd gehad om hierdie boodskap om die wêreld te stuur in alle tale, dat mense kan tot bekering kom, tot hulle sinne kom, en nie kyk na baie en geld en mooi en aansien nie, maar kyk na die kruis en die bloed en die vergifnis en die salwing van die Heilige Gees in wederbaring, Here, in Jesus naam. Amen. My liewe mens, my telefoonnommer is 072 577 1196. Ek nooi jou, skryf asseblief op WhatsApp vir my, vat my nommer 072 577 1196. Skryf vir my, wat is jou probleem? Sê vir my, hoekom kan jy nie God dien met gees en met waarheid nie? Ek gaan saam met jou bid, ek gaan saam met jou die pad loop. Ek wil jou nooi in die naam van Jesus Christus. As jy deel wil wees van Jesus by die Braambos, skryf dit vir my, ek sit jou op die program, jy kry elke woord. Maar is tyd dat ons breek met die wêreld en God begin dien. Baie dankie vir almal wat vir my en Francis bid, vir ons bediening bid, finansiëel bydra, die Here seën u, die Here behoed en bewaar u, baie liefde, Ben en Francis Loubser. Ons is by Jesus is Lig Gemeente in Eastvale, Pastoor Roan Marie, en ons bly in Eastvale Springs. Amen.